Goeiedag. Heerlik het ons laas keer gesels in deel 1 hoe hanteer die vrou haar uniekheid en haar oorgange. En die oorgange soos hieronder vir ons 'n bietjie geïllustreer waar jou hele lewe begin in utero as deel van jou ma. Jy's nie apart nie, jy's deel van jou ma. En dan tydens geboorte, daardie oorgang waar jy nou moet loskom van mamma, losmaak van mamma en vinnig weer versoen, want mamma is jou brug tussen die lewe in die baarmoeder en die lewe buite die baarmoeder. Dit is nie ongelooflik nie. En daarom is dit so belangrik dat 'n mens met jou mamma kan versoen na geboorte. Soos die Franse verloskundige Michel Houdin sê, dit is ons verhouding met ons ma bepaal ons totale kapasiteit om lief te hê deur ons hele lewe. Is dit nie ongelooflik nie? En dan soos wat 'n mens 'n klein bietjie groter word, as ons na die prentjies hieronder kyk, dan moet jy begin onafhanklik raak vir jou ma. So wanneer jy begin loop en jy begin wegbeweeg, is dit so belangrik dat mamma laat gaan, maar laat jy ook wil gaan. En so gaan ons deur al die verskillende fases, want wanneer jy apart van mamma begin funksioneer, begin jy 'n baie sterk verhouding met jouself kweek. En dis in daai verhouding met self wat op baie vlakke gebeur is. Eers jouself fisies, jouself emosioneel, jouself sosiaal en later jouself kognitief. En daai kognitiewe deel is die grootste groeitydperk tussen die ouderdom van 4 en 11 jaar. Het julle geweet, tradisioneel die kinders kleuterskool toe gegaan op die ouderdom van 3 na die jaar waarin hulle 4 geword het, vir die eenvoudige rede dat wanneer 'n kind 3 jaar oud is hulle regtig gereed om met kinders van dieselfde ouderdom as hulle in 'n groep te wees. Voor dit is die gesin die lekkerste plek of 'n gesinsgroep waarin daar kinders van verskillende ouderdomme is, want dit gee vir kinders die geleentheid om by mekaar aan te pas. Party kan beter wag, ander kan minder wag. Maar in 'n klas van kinders met dieselfde ouderdom kan niemand wag of ewe lank wag. So die kind is neurofisiologies gereed, jy en ek ook, was gereed, so toe ons tussen 3 en 4 was, om regtig uit te reik en in groepe met maatjies te begin omgaan. Voor dit was boeties en sissies en neefies en niggies ons speelmaats gewees, nê. Nee. En dan daardie verhouding met jouself, is met ander woorde jou sosiale self ontwikkel hier tussen 3 en 4 jaar. Dis nooit in isolasie nie. Dit is altyd dwars deur 'n mens se lewe, maar daar is sensitiewe tydperke wanneer 'n sekere deel van 'n mens se ontwikkeling voorrang geniet. Byvoorbeeld, jou fisiese ontwikkeling. Het tussen konsepsie en 14 maande was dit jou ontwikkelingsvoorrang, het dit vir ontwikkelingsvoorrang geniet. Dit was die mees sensitiefste tyd wanneer jy nooit in jou hele lewe weer fisies so vinnig so baie sal verander nie. En dan tussen 14 maande en 3 jaar, onthou, nie net tussen 14 maande en 3 jaar nie, dwars deur van konsepsie af dwars deur ons lewe verander ons emosioneel. Maar die sensitiefste tyd om emosioneel te ontwikkel is tussen die tydperk van 14 maande en 3 jaar. Sosiale ontwikkeling 3 tot 4, kognitief of intellektuele ontwikkeling tussen 4 en 11. En dan stop dit nie. Dis maar net die eerste resepte is geskryf vir ons gedrag, fisies, emosioneel, sosiaal en kognitief teen die ouderdom van 11. Jou hele lewe lank. Die Vader het vir ons 'n neuroplastiese brein gegee. Kan 'n mens verander, maar jy moet wil verander. Want daai eerste jare is die ruggraat van ons verdere menswees. En as ons net vir ou Lasie na die prentjies onder kyk en jy sien hoe jy groot geword het, want dis nie maar net 'n model van jou lewe. En dan op 'n stadium gaan 'n mens in verhoudings. En dan is jy nie weer alleen nie. En of daardie verhouding met 'n troeteldier is of met 'n lewensmaat of met kinders, mense is nooit weer alleen nie. Ons is geskape om eers sterk in onsself te wees, sodat ons iets het om vir ander te gee. Die Skepper ken sy skepsel, doen hy nie? En dit is waarom ons eers self moet ontwikkel, voor ons genoeg het om vir ander te kan gee. So,
Oeps, nou wil hy nie aanskuif nie. So kom ons onthou net gou-gou weer 'n keer. Hoe baie ontwikkel die brein voor 'n mens 6 jaar oud is? Onthou julle, teen geboorte het jou brein van niks af tot 350 gram ontwikkel. So hy was nie so swaar van die begin af nie. Dis omdat jy in utero reeds so baie ontwikkel het, dat jou brein soveel gegroei het en swaarder word, want hoe meer koneksies daar is, hoe swaarder word jou brein. Eerste verjaarsdag, 'n hele kilogram, 650 gram toename in brein massa kapasiteit eintlik binne 'n mens se eerste lewensjaar. En dan tussen jou eerste en jou 6ste verjaarsdag, met ander woorde, dis so 5 en 'n bietjie jaar. Wat? Net 200 gram. Dit beteken nie dis net 200 gram nie, want hier by mense eerste verjaarsdag word daar ongelooflik baie van die breinkoneksies en die selle selfs wat jy ontwikkel het in daai eerste snel groeiende tyd van konsepsie tot jou eerste verjaarsdag, van daai netwerke in die brein word uitgeskei. Die goed wat ons nie gebruik nie. En dis hoekom dit so belangrik is en hoekom ons baba gaan program vir die instituut so ongelooflik belangrik is, dat ouers besef hoe belangrik is daai eerste fase van 'n kind se lewe. Toe ek 'n jong mamma was, het ek nooit besef hoe belangrik is daai eerste fase nie. O genade, ek wou net gehad het hulle moet loop en praat. Sê net vir my, wat het jy nodig? Want hierdie raaiery is vir my verskriklik moeilik geweest. Maar verstaan jy, ek het self nie besef op daai stadium hoe ongelooflik belangrik daai eerste 2 jaar van 'n kind se lewe is. 14 maande eintlik, maar dan daai 9 maande in utero en dan die eerste jaar en dan is daar altyd so 'n grasieperiode dat 'n mens, as dit 'n bietjie taai gegaan het, dat 'n mens bietjie kan opvang. Maar verstaan jy, dit wat toe met jou gebeur het, bepaal tot 'n groot mate ons gesondheid vandag, ongeag hoe oud jy is. Dit bepaal hoe goed gaan dit met jou lyf, jou fisiese lyf en daarom met jou gesondheid. En nou sien ons daardie sprong na jou 6ste verjaarsdag toe. So in daai tydperk tussen jou eerste en jou 6ste verjaarsdag word die netwerke wat jy nie gaan gebruik nie, word uitgeskei. En met ander woorde, jy verloor eintlik 'n bietjie breingewig en dan die goed waaraan jy blootgestel word in jou omgewing, goed of sleg, daardie patrone en daardie indrukke en daai belewennisse en ervarings word verstewig en dit weeg so 200 gram. En dan tot volwasse ouderdom kom daar omtrent nog net 200 en vir party mense wat regtig doelgerig lewe, nog so 400 gram kom by. Wat beteken dit? Van die ou goed wat ons nie gebruik nie, use it or lose it. As jy van jou ou gewoontes nie gebruik nie, dan krimp die brein daardie deeltjie en dan as jy lekker hard werk, dan word dit vervang en gevul met nuwe gewoontes en daarin lê hoop vir elkeen van ons, want dit is die neuroplastisiteit van die brein en ons vermoë om te kan verander, wat vir ons immer hoop gee. En moenie dink omdat daar staan volwassene, dis 28 jaar of 35 jaar oud nie. Dis vir die res van jou lewe. Ons brein is nie 'n masjien wat uitsluit nie. Ons brein is 'n orgaan wat konstant verander en konstant aanpas by dit wat ons beleef, dit waar ons is, dit waaraan ons dink, dit wat ons voel. En hoe meer ons dieselfde goed beleef en dink en voel, hoe sterker word daardie paadjies. Maar onthou, daar's 3 goed wat 'n mens beïnvloed. Die een is jou genepool, daaroor het ek en jy nie enige beheer gehad nie. Die omgewing waarin ons groot geword het, toe ons kinders was, geen beheer daaroor gehad nie. Waaroor ons wel beheer het, wat die 3de faktor is wat die brein ontwikkel en plooibaar maak en nuwe patrone vas lê, is die keuses wat ons maak. So onthou julle, ons het laas keer gepraat dat in jou jong dae, toe jy klein was, eintlik hierso voor jy 3 was,
is daar sekere patrone wat vasgevang word, wat ons outomaties vertroue in ander gee, wat ons outomaties meer autonoom of selfstandig maak, outomaties meer inisiatief gee, wat ons outomaties ywerig maak, wat ook leergierig is. In leer, en nie net in die konteks van lees en skryf nie, maar leer in die vermoë om konstant aan te pas. En dan en hierdie konstante aanpassing iewers oor tyd, dan ontwikkel jy jou sin vir eie identiteit. En dis tipies in 'n mens se tienerjare, wanneer jy nou in ernstiger verhoudings begin tree. En daai identiteit is iets wat jy in 'n verhouding inneem, en dis hoekom dit so belangrik is dat iemand 'n identiteit het. Want as jy nie 'n identiteit het nie, dan gaan iemand anders vir jou identiteit gee. En dit is dalk nie 'n identiteit wat jy wil hê nie. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. En oor tyd lei dit tot 'n mens se vermoë tot naby intieme verhoudings. En daardie intieme verhoudings is nie net seksueel van aard nie. Dit is ook, maar dit is die vermoë om mense naby aan jou toe te laat en ook self om naby aan ander te wees. Die lewe is nie so eenvoudig dat ons 'n lewe leef met een van hierdie twee lysies. Nou kyk gou net die woorde op die regterkant. So wanneer daar 'n moeilike geboorte was, en dis baie keer gaan dit gepaard met skeiding met mamma. En daardie skeiding met mamma is meeste van die tyd weens mediese intervensies of 'n mediese kondisie. So niemand wou dit so gehad het nie. Maar die oomblik as mens nie vinnig genoeg na geboorte by jou mamma kom, want jou mamma is jou brug van die lewe in utero na die lewe hier buite. En as jy nie die brug kan voltooi nie, dan ontwikkel 'n mens wantroue, want 'n mens dink ek is alleen. Daar's niemand vir my nie. If it's to be, it's up to me. Ek moet alles self. En daai wantroue maak ons skeen skaam en dit laat jou terugtrek. Dit laat jou twyfel aan jouself, dit laat jou twyfel aan jou besluite. Onthou, ons almal gaan deur al hierdie emosies op 'n gereelde basis. Maar dit hang af watter een van hierdie twee lyne was die storie van jou verlede, want ek wil hê jy moet verstaan hoekom reageer ons partykeer soos ons reageer. Ons kom nou daar. So wantroue lei tot skaamte en vertwyfeling in self en in ander en in alles. Dit bring skuldgevoelens mee omdat jy nie 'n sterk sin het van betrokkenheid. Ek behoort en ek weet hoe doen ons dinge nie. Dan voel 'n mens baie keer skuldig as jy anderster is as dit wat om jou is. Want daar's nie 'n jy voel uitgesluit nie ingesluit nie. En dit laat mens skuldig voel, laat jou voel jy doen iets verkeerd. Dit voel eintlik of jy net verkeerd gebore was. Dit lei baie dikwels tot gevoelens van minderwaardigheid, verwarring oor 'n mens se identiteit. Wie is jy? Is ek 'n man? Is ek 'n vrou? Is ek 'n niks? Is ek 'n kan ek maar seer gemaak word? Is ek 'n wat is ek? Wie is ek? Genadiglik in die dameskring is ons identiteit gesetel in God. So ons weet wie ons is. Ons is 'n kind van God. Ja, ons het aardse ma en pa gehad, maar hulle het baie keer aangejaag. Maar ons gaan vir hulle vergewe. Ons moet hulle vergewe. Want julle weet, so min as wat ons geweet het toe ons kinders gehad het, het ons ouers ook geweet toe hulle ons gehad het. So ons almal probeer maar net ons bes. En dan as daar verwarring is oor jou eie identiteit, en dit is gebeur gewoonlik rondom die tienerjare, dan is daar 'n geneigtheid tot eksperimentering met allerlei substansie, goed wat jou laat beter voel, goed wat jou bietjie meer moed en durf gee. Drank, rook, dwelms, geweldige losbandigheid. Verstaan, daai verwarring maak dat 'n mens soek, waar is ek? En dan probeer 'n mens bietjie van die en dan probeer 'n mens 'n bietjie van daai. En op 'n stadium dan hoort mens, kom jy tot die gevolgtrekking, jy hoort nêrens nie en dan isoleer 'n mens. So hierdie kom uit die Speel Slim boek wat ek met Liz Victor saamgeskryf het baie jare gelede. En dit is die teorie van Erik Erikson. Ek wil hulle aanmoedig om meer daaroor te gaan lees. Dis 'n fascinerende teorie. Onthou, dis 'n teorie.
Dis nie jou lewe nie, maar dit gee vir 'n mens 'n paar bakens wat 'n mens kan sien. Miskien het ons begin by vertroue en autonomie en inisiatief. En toe kom 'n mens in 'n skool waar jy glad nie gepas het nie en toe spring jy aan die ander kant toe, na minderwaardigheid, verwarring en die res toe. Maar mens kan altyd weer terugspring ook. Daarin lê God se genade vir ons, want hy gee vir ons in ons neurofisiologie die geleentheid om te kan verander. Maar dan moet ons wil. So ongeag hoe ons agtergrond was, ongeag of ons uit 'n redelike huis gekom het, 'n chaotiese huis of 'n sonskynhuis. Dis agter ons. Dis agter ons. Ons het baie jare geleef. Ons het nie beheer oor ons gene nie. Ons het nie beheer oor ons tyd omgewing nie. Ons het beheer hoe ons dit inkleur wat toe gebeur het. En dit is waar as 'n ou se kleintyd nie 'n goeie tyd was nie. Waar gesprekke met beraders en met sielkundiges ontsettend van waardevol is, pastorale sielkundiges. Want hulle help jou om jy kan jou verlede verander nie, maar jy kan jou verlede anders inkleur. Dit beteken nie jy verander enige van die feite nie, maar dit kan minder impak hê as mens net die kleur van die verlede vervang. As iets as dit baie sterk uitstaan in 'n mens se geheue, dan is dit 'n groot gekleurde prentjie en dit is eintlik soos 'n video. Wanneer iets bietjie wegskuif in 'n mens se verlede en jy laat iets gaan, want jy laat gaan is baie belangrik, dan raak die prentjies stil, die video raak stil. Hy raak 'n foto. Hy raak kleiner en hy raak wit en grys. 'n Klein bietjie swart. So jy gaan nie die feite kan verander nie, maar jy gaan die inkleur van die verlede kan verander en daarmee saam jou vrymaak vir 'n lewe vandag en in die toekoms. Julle sien, as ons nie daai werk doen, laat ons goed in plek sit in die verlede wat in die verlede moet wees nie, dan is daar so sporadies, en miskien is dit net in my lewe, miskien is dit glad nie so in julle lewe nie, maar is daar sporadies sulke uitbarstings, sulke ongelooflike uitbarstings. En daai uitbarsting is gewoonlik ook heeltemal uit verhouding met dit wat nou net gebeur het. Daar gebeur klein dingetjie. Iemand is laat en jy ontplof letterlik soos hierdie seemyn. Dit is 'n ontploffing in die see. Daar's seemyne onder die water. Ek gaan nou meer daarvan sê. En jy ontplof en mense sê, "Wow, wow, 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 wow. Waar kom dit vandaan?" So, kom ons praat gou-gou van seemyne. Want jou hele lewe, al jou emosies, al jou ervarings, alles wat mense vir jou gesê het, op 'n manier is data. Is data aan jou brein. Dit gaan lê daar agter. En party is meer voor en party is meer agter en party is meer video's en gekleurd en party is meer tydse wit en swart klein kiekies met sulke swart hoekies in die fotoalbum. Maar wat gebeur wanneer ons iets beleef? Ons gee daai dinge naam. So sê nou maar, jy het alleen op die bed gelê en jy het gehuil en jou mamma het jou nie kom haal toe jy 'n klein babatjie was nie. Dan in jou gemoed, dit is nie 'n kognitiewe ding nie, maar julle gaan nou maar saam met my moet speel, want dit is 'n bietjie soos wat dit is. Dis nie 100% so nie. Maar dan gee mens vir jouself, jy gee betekenis daaraan, jy sê ek is nie belangrik nie. Kyk, my mamma kom nie as ek haar roep nie. Ek is seker nie goed genoeg nie. Julle ken hom? Of ek is nie mooi genoeg nie. Of ek is nie slim genoeg nie. Of julle weet al hierdie stories wat ons onsself vertel. Hoor mooi wat ek sê. Dis nie die waarheid nie. Ons interpreteer en gee dit 'n storie. En dan skep ons sulke landmyne in ons lewe. En mense weet nie van ons landmyne nie. Dit is seemyne. So 'n seemyn is 'n landmyn in die see. Dis 'n vreemde konsep, nê? So jy weet nie dit lê onder die oppervlak nie. Iemand anders weet nie wat is jou landmyn, jou seemyne nie. En dan sê hulle iets of hulle doen iets ondeurdag. En dan ontplof jy. En dan is dit, wat gaan nou hier aan? En eintlik kan ons dit self ook nie verstaan nie.
Want maar ons het geen beheer daaroor nie. Dit het net nie ons nie. Dit het net ontplof. So dis belangrik dat ons seemyne moet gaan onklaar maak. Ons moet gaan praat as ons moet gaan praat. Ons moet gaan dagboek skryf en dit uitskryf en verwerk wat verwerk moet word. Want so ontlont ons daai myne. Want jy sien wat eintlik gebeur. Is die prentjie op die regterkant. Ek het hom nou net skeef gedraai want eintlik wat gebeur is ons het baie seemyne, maar party seemyne het seemyne onder hulle. Want dit hang af hoe oud is die negatiewe patroon. Weet julle wat? Ons het geen uitbarsting vir positiewe goed nie. Ons het net uitbarstings oor negatiewe goed en daai negatiewe goed is gewoonlik die goed wat ons vir onsself sê of wat iemand anders gesê het en ons geglo het. Maar dis nie die waarheid nie. Die Here skep nie gemors nie. Die Here skep net absolute perfekte mense op 'n baie perfekte manier vir 'n baie spesifieke perfekte rol en funksie op hierdie aarde. So sien nou maar, ons hardloop daai enetjie van ek is nie goed genoeg nie. En dan kom jy met kleuter daar met jou prentjie by die huis. En jy het hard gewerk in daai prentjie. Jy's opgewonde daaroor want jy's besig om dit wat jy dink en voel neer te sit in 'n simbool op papier. Jou ma vrommel dit op en sy gooi dit in die asblik. Ek kan nie van waarde wees nie. Ek kan nie belangrik wees nie. Dit wat ek doen is nie belangrik nie. En dit maak seer, maar weet julle wat maak seer? Wat gebeur nou? Die eerste keer toe jy gesê het maar ek is nie belangrik genoeg of goed genoeg nie. Daai seer kom. Die tweede een se seer kom saam weer. So elke keer as daar iets is wat jy weer interpreteer as sien jy, hier is 'n bewys, ek is nie goed genoeg nie. Dan begin daai myne, die onderste een ontplof, die een bo hom ontplof 'n bietjie groter, die een bo hom nog groter en dis waar hierdie uitbarstings vandaan kom. So as jy so uitbarsting gehad het of jou mense om jou, dan is dit altyd 'n goeie tyd om weg te stap. Nie aan te karring nie want jy gaan net meer seer kry in die proses. Daar's nou chaos. Daar lê vreeslik baie wrakstukke. Daar's bloed en darmes en dinge wat daar rond is. Gee pad. Gee pad. Gee vir iemand die kans dat hulle net 'n bietjie reflekteer as hulle kan. En andersins gaan reflekteer jy. Waar kom dit vandaan? Want jy sien, as jy nie die patroon kan herken nie, dan kan jy nie 'n patroon verander nie. 'n Mens kan net verander wat jy van bewus is. Hulle sê daar's 4 vlakke van bewussyn. Die een is ek weet nie. Jy weet, dis nie denial nie. Jy weet net nie eers dat jy nie weet nie. Jy weet, miskien is dit ietsie nou eenvoudig. Soos as jy praat of jy snyf net baie gereeld, maar jy's totaal onbewus daarvan dat jy dit doen. Of miskien druk jy op jou kant van jou bril of jy karring in jou hare of wat ook al. En dan op 'n dag sê iemand vir jou, "Hey man, maar jy snyf daarom verskriklik baie." Dan raak jy bewus van iets wat jy onbevoeg mee is. So eers is dit onbewuslik onbevoeg. Jy weet nie. Nou begin jy bewus raak van ek weet nie. En dis nooit 'n lekker stap nie. Dis daai wanneer iemand, veral as hulle dit met liefde sê, is dit lekker. Maar ek jok, dis nog steeds nie lekker as iemand vir jou uitwys op iets wat jy doen of sê of ander laat voel wat jy nie van geweet het nie. Maar nou is jy op pad na beterskap, want nou leer jy ten minste, hier's iets wat ek moet kan verander. Maar dis nie 'n maklike ding hierdie nie. En dit vat mense met moed om vir 'n ander te sê van hierdie onbewuslike, onbevoegde goed. Die ding is net 'n mens moet kyk wie sê dit vir jou. En jy moet kyk of jy dit net een keer gehoor het of 'n paar keer. Want party mense se terugvoer is daar om jou seer te maak. Want my dogter is 'n fenominale mens. Toe sy 6 was, het ek 'n les by haar geleer wat geskrik het vir niks nie. Ek baie jare later, ek dra hom steeds by.
Ons het so 'n ding in die gesin gehad. As gevolg van my terapeutiese agtergrond het my arme kinders was om die eetkamertafel het ons altyd sulke terapeutiese prosessies gehad. Ons het gereflekteer in allerlei die soort van dingetjies gedoen en baie gestry. Maar een van die goed wat ons nou een keer gedoen het is jy bly choopstil. Elkeen kry 'n beurt om te sê waarvan hou jy nie van jouself nie en waarvan hou jy baie, die negatief eerste. En dan sê vir almal om die tafel, waarvan hou jy nie en waarvan hou jy, want om dit help mekaar om te hoor wat kom gereeld op, want dis die patrone wat ons moet verander. Op 'n baie ligte noot, ek het regtig gesukkel om my 3 kinders te kry om met 'n toe mond te kou. Ek het later die eetkamertafel voor 'n baie groot spieël gesit, laat hulle na die spieël toe kyk en vir hulle self kyk hoe hulle met 'n oop mond eet, want ek kon dit nie uitstaan nie en hulle het net nie opgehou nie. En die eerste keer toe ons hierdie gesinsgesprek gehad het, weet julle wat sê hulle van mekaar? Ek hou nie daarvan as jy met 'n oop mond kou nie. En daar ouer my eie klein kindertjies mekaar en hulle het nooit weer met 'n oop mond geëet nie, maar jy sien hulle kon dit net verander het toe hulle bewus geword het daarvan. En ek wat dit vir soveel jare gesê het, man en ma's baie keer net agtergrondmusiek, hulle luister nie regtig nie. Maar my dogter Cosette sê toe daardie keer, waarvan sy nie van haarself hou nie, 6 jaar oud. Sy hou nie daarvan as haar hartjie seer is dat sy lelik is met ander sodat hulle hartjie ook seer is soos haar hartjie nie. En ek dog, wat 'n fenominale wysheid en insig op 6. Daardie is reguit, ek het altyd vir haar gesê sy het reguit uit die hemel geval. Daardie insig is ongelooflik op 21. Dis fenomenaal op 60, maar op 6. En dit is waar, want so baie keer sê mense vir jou goed, nie om jou regtig te help nie, maar om jou seer te maak. En as hulle dit sê om jou seer te maak, dan haal ek graag vir Jabes se gebed aan. Onthou julle Jabes se naam beteken pyn? En dan deel van sy gebed is: Ag Here, bewaar my van pyn dat ek nie ander se pyn veroorsaak nie, want dis die ding. As jy in pyn is, dan veroorsaak mens baie keer ander se pyn. So die 4 stappe van bewussyn. Ek weet nie, onbewuslik onbevoeg. Nou weet ek weet nie om dit anders te doen nie. Bewuslik onbevoeg. Pynlike fase, goeie fase. Nou het ek die keuse. Wil ek dit verander? Glo ek die persoon se bedoeling is positief? En is dit wat hulle vir my sê regtig waar? So daar's 'n hele proses daar. Nou oefen ek om met 'n toemond te kou. Nou oefen ek om nie meer so te maak nie, maar jy kan nie oefen om nie so te maak nie, jy moet oefen om jou neus te blaas. So jy kan nie oefen om 'n negatiewe ding te doen nie, jy moet oefen om 'n positiewe ding te doen. En dan raak jy bewuslik bevoeg. Nou raak jy goed, maar dis nog stadig. En jy vang jouself so elke nou en dan, jy doen nog die ou ding. Dis mens. En dan as jy dit genoeg herhaal het, dan raak 'n mens bewuslik bevoeg. Onbewuslik, onbevoeg, weet ek weet nie. Bewuslik onbevoeg. Nou weet ek weet nie. Nou dink ek, is hierdie belangrik? Moet ek hierdie verander? Ja. Nou oefen ek. Bewuslik bevoeg. Maklik nie? Ek herinner myself die hele tyd, dit gebeur nie spontaan nie. Ek moet nog hard werk en dan oor tyd raak ek onbewuslik bevoeg en nou dit 'n nuwe gewoonte geraak. So as ons so 'n uitbarsting het en ons doen nie die werk om te stop en te sê, waar kom dit vandaan nie? Dan gaan daai landmyne aanhou ontplof, want hulle herstel hulle self die hele tyd. Hulle gaan nie weg nie totdat jy hulle ontwat het, onklaar gemaak het. Hierdie is my so mooi, ek is jammer vir die Engels, maar ek wou dit nie eers vertaal het nie want dit was so mooi. The moon said, let go. You cannot carry the past and embrace the future at the same time. Let go. You cannot carry the past and embrace the future at the same time. So as ons wil vorentoe beweeg, dan moet ons wat agter is, agter ons los. Die maan kan nie 'n volmaan en 'n sekelmaan gelyk wees nie. Dis konstante verandering, maar dis ook 'n konstante proses van laat gaan. Want as jy dit nie doen nie,
Dan voel 'n mens allerlei emosies wat daardie seemyne so laat ontplof. En hierdie is die werk van David Hawkins, nie Stephen Hawkins nie, David Hawkins, fenominale boek geskryf, Power versus Force. Een van die moeilikste boeke wat ek in my lewe nog gelees het, maar is 'n baie interessante toegepaste dis toegepaste sielkunde. So baie interessante benadering en hy sê emosies dra energie. Dit gee vir ons energie. En wanneer 'n mens verneder voel, dis een van die laagste emosies wat daar in die mens is vernedering. Dit laat jou totaal ineenkrimp. So laat apatie, skuldgevoelens en rou laat mens ook ineenkrimp, maar vernedering is die laagste. So hier's 'n hiërargie van emosies. En hier is nou op die regterkant, dis net 'n prentjie van hoe lyk 'n mens emosioneel wanneer jy verneder voel, apaties is, vol gevoelens is en wanneer 'n mens rou. Kyk, rou is 'n natuurlike proses. Maar dit is daai intrek in jouself en 'n mens moet. Want dit is waar jy bewustelik kan jy raak bewus van hoe dit met jou emosioneel regtig gaan. Iemand, ons sê baie keer, maar daai is so 'n warm persoon. O, daai is so 'n koue persoon. sien julle die winterkoue in hierdie persoon? sien julle hier gaan omtrent niks aan rondom die hart, die metaboliese stelsel nie. Kyk, dit is pikswart daar. Dit gaan nie lekker nie. So dit is baie moeilik vir so iemand om enigsins iets te hê om te gee. Stephen Hawkins sê, daarom het hulle so min energie en het hulle ons nodig om vir hulle liefde te gee. Liefde is 'n vorm van energie. Ons gee vir hulle ons liefde en ons energie. Dit maak hulle 'n bietjie warmer en dit vat een laagie op. Want as jy deur daardie rou, skuld, apatie en soms vernedering, maar dit kan net een van daai wees. As jy daardeur is, as jy na Kubler-Ross se fases van rou verwerking kyk, daar's 'n tyd van woede. En dit is belangrik, want vrees, sien, kyk, ek gaan hom gou terugvat. Ekskuus. Kyk hoe lyk daai? Kyk nou, sien julle dit raak warmer hierbo. Dis weliswaar in die kop en in die borskas waar die emosies is en die arms verteenwoordig tot 'n groot mate 'n mens se vermoë om te kan kommunikeer. Maar sien julle, daar's baie min hier onder in die aksie van die bene. So vrees gee vir jou energie, 'n klein bietjie energie. Hy kan jou, as vrees te veel raak, dan skuif jy af na die rooi blok toe. Maar 'n vrees kan vir party mense 'n motiveerder wees om oor te gaan tot aksie. Woede ook. Dit gee meer energie as die onderste blok. En dan kom ons by moed. Jy weet, hier is al hierdie slegte goed wat gebeur. En dis al die slegte goed wat gebeur het. En dis die lang stories wat ek vir myself deur my hele lewe vertel het van presies hoe eenvoudig, belaglik, pateties, net nie goed genoeg soos enige iemand anders. Dis alles stories, is niks die waarheid nie. En ander mense vertel ook baie keer stories en dan is die ergste as hulle storie en jou storie dieselfde klink, want dan glo jy dit nog meer. Maar die oomblik as jy by die vlak wat Stephen Hawkins praat van the level of courage, as jy by moed kom. Jy moet in die Bybel gaan kyk hoeveel keer staan daar hou goeie moed. Want moed is soos 'n wipplank. Hy vat jou weg van die negatiewe emosies. Hy gee vir jou krag en energie om te kan aanvaar. So hy vat jou na aanvaarding toe. Kykie julle, kykie wat's besig om te gebeur. Kyk hoe lyk daai ene? Kyk waar gat ons. Sien julle? Sien julle, hier's vordering. Hier's meer energie. En na aanvaarding is dit soveel makliker om liefde en vreugde te beleef. Ek weet nie of julle die blyspel Time ken nie, maar daar's 'n ongelooflike mooi snede in Time wat sê, ek moet dit nou in Engels sê, time is the greatest gift of all. Time is not the greatest gift of all. Daar vergeet ek hom. Chantal, ons gaan hierdie stukkie met sny. Reason is the greatest gift of all. With reason comes understanding.
And with understanding comes caring. And with caring comes love. So daai moed en aanvaarding vat 'n mens na jou redelike deel van jou brein. Jy kom uit jou emosies, jy kom na jou redelike deel van die brein en die oomblik as jy aanvaar, dankbaarheid kom ook hierby in. Dan is daar 'n laat gaan. En dit stel ongelooflik baie energie. Kyk hoe warm word hierdie poppie op die regterkant. En dan het jy om te gee. Want daar's so baie, jy vloei, daar's oorvloed. En dan kom ons by vrede. Kyk net hoe lyk vrede. Vrede is van kop tot toe absoluut lewendig. Weet julle, ek het my verstom toe ek na David Hawkins se volgorde gekyk het. Ek het eintlik gedink liefde is die heel boonste ding want dit bedek alles, glo alles, hoop alles, vertrou alles. Jy weet, ek het gedink dis die hoogste. Hy sê vreugde, liefde kan jy voel, maar dit beteken nie jy gee dit nie. Interessant. Vreugde. Jy kan nie net vreugde voel sonder dat dit uitborrel nie, soos 'n fonteintjie. Oei! Jy weet as jy vol vreugde is, dan jy steek almal aan om jou want dis aansteeklik. Maar hy sê vrede. Vrede is daai plek waar jy van niks en niemand afhanklik is behalwe die Skepper. En jy weet, jy rus in die wete dat wat was en wat daar ook al gebeur het, hoe sleg, hoe skeef en krom, hoe verkeerd, jy's reg. Dit was verkeerd, dit moes nie, maar dis agter jou. As mens by daai fase van moed kom om klaar te maak wat was en te aanvaar dat jy is waar jy is en hier is jy. En van die drie goed, jou gene, jou omgewing en jou keuses, nou is jy by jou keuses. En dan kies jy om te aanvaar. En een van die neeweffekte van aanvaarding is liefde. En hoe meer jy liefde ervaar en deel, hoe verdubbel jou vreugde. Die van julle wat nou wiskundiges is, ek dink dis so eksponensieel, dis nie net dubbel nie, dis eksponensieel, dis baie meer as dubbel. En dan op die ou einde, en dit is nie op die ou einde so nou gaan ons dood nie, maar hierdie kan op 21 gebeur. Hierdie hoef nie op 65 gebeur nie. Hierdie proses gebeur aanhoudend in elk geval, want ons is nie een keer in ons lewe heeltemal uitgesorteer nie. Maar verstaan julle, ons is geskape as vrou. Nommer 1, as in verhouding met ons ma, sodat ons kan leer om 'n ma te wees. En as ek sê, ons as vrou leer om 'n ma te wees, nie alle vrouens gee skenkgeboorte nie. Maar dit beteken nie jy's nie 'n ma vir ander nie. Daai liefdevolle, koesterende omgee is deel van ons vrou wees, deur al die eeue, deur al ons fases en deur al die verhoudings in ons lewe. Hierdie vers uit Spreuke 4 vers 23, wat want is dit nie waar nie wat ons nou net gesien het, jou hart is die bron van jou lewensenergie. En jou uniekheid, hier kom ons uiteindelik by jou uniekheid. Daar is niemand soos jy nie. Dink aan jou broers en jou susters, as jy broers en susters gehad het. Selfe pa, selfe ma, selfe omstandighede. Is julle dieselfde? Glad nie. Jy's uniek. God kon biljoene mense gemaak het van daai een sperm en daai een eiersel, maar het vir jou gemaak. Met jou unieke verlede, met jou unieke talente, met jou unieke uitkyk, voorkoms, entoesiasme. Daar's niemand op hierdie aarde soos jy nie. Hoekom wil ons probeer om soos enige iemand anders te wees? En vir daardie rede, hoe kyk ons na onsself? Hoe maak ons seker dat dit met ons goed gaan in ongeag watter fase van jou lewe? Die Here het vir ons sintuie gegee en hy het gesê, vrou, kyk na jou vel. Kyk na jou hare, kyk na jou naels en jou tande. Want wanneer jy na jou vel, jou hare, jou naels en jou tande kyk, dan kyk jy na jou diepste binneste. Want dis die eerste laagie na konsepsie, is die eerste laagie wat in 'n baba vorm, is die laagie wat oor tyd jou definieer, want jou vel definieer jou. Dis die grens van jou lyf. Jou hare, jou naels en jou tande. Jy is nie ligsinnig, oppervlakkig en al daai ander lelike woorde wat mense baie keer vir jouself sê, wanneer jy graag jou hare, jou naels, jou vel en jou tande versorg nie. Ons lyk nie almal dieselfde nie, maar versorg kan ons almal doen.
O, is belangrik dat jou voete versorg word natuurlik, maar dit is ongelooflik dat jy belangrik dat jy aanhou beweeg. Want die onderwerp was hoe bly jy gegrond, geaard? Loop kaalvoet. Loop kaalvoet in die natuur. Loop baie, want jy loop jouself na jou denke toe. Jy loop jouself uit jou eie verlede. Jy loop jouself uit probleme. Kierkegaard, Kierkegaard, die filosoof het gesê, hoe meer jy loop, hoe nader kom jy aan goeie oplossings in 'n nuwe toekoms. Hy het dit bietjie anders gesê, maar dis my weergawe van wat hy gesê het. Nie op jou tone nie. So ja, die hoë hakke is lekker partykeer, maar dit maak jou kuitspiere kort. Wanneer jou kuitspiere kort is die kere wanneer ons baie makliker ontplof. Het julle dit geweet? Ja, maak jou bietjie dommer. Dit haal jou hoe langer jou kuitspiere is, met ander woorde hoe meer jou hak plat op die grond is, wanneer jy tree gee, hoe meer strek jy jou kuitspiere en daarmee saam hoe meer aktiveer jy die baie slim, altruïstiese, liefdevolle, hoogste kognitiewe vaardighede hier voor in jou brein. So op jou tone loop, partykeer as jy wil balanseer is dit reg. Jy kan nie regtig sien nie, maar sy's op 'n paadjie, sy's nie op 'n balansbalk nie. So as jy stap, as jy gegrond wil wees, maak seker jy trap altyd eers op jou hak. En toe gee die Here vir ons so, hy het vir ons vel, hare, naels en tande gegee. Hy het vir ons die vermoë gegee om te kan beweeg en ons sit ons hak eerste neer wanneer ons loop en wanneer ons sit met die voete plat op die grond wees en sonder skoene soveel as moontlik. Dan jou neus. Het jy geweet die reuk is direkte pad na jou hart? En dis hoekom dit belangrik is dat ons saam moet eet om 'n tafel, want dis daai ruik en daai proe wat ons bande smee. En luister wat van luister. Oei, my kinders sê hulle gaan 'n oor op my graf sit, as ek eendag doodgaan, want die oor is die ongelooflikste van ons organe. Hulle is almal fantasties. Maar in die begin was die woord en die woord was goed. So alles het met klank begin. Dit is baie interessant. Klank is ongelooflik belangrik in ons lewe en daarom is musiek so ontsettend belangrik. Dis belangrik om in interaksie met ander te wees. Dis belangrik om te hoor wat ander mense sê. Dis ook baie belangrik dat jy moet kieskeurig wees na wie en waarna jy luister. As jy die hele tyd na 'n klaakhuis luister of die hele tyd na wêreldnuus, hoe gaan jou binnekant voel? Daardie ene wat net jou oor wil kom gebruik vir 'n asblik. Ek voel vir hulle. Geef hulle 'n drukkie, geef hulle 'n blom, maak vir hulle tee en begin oor iets anders praat. Anders gaan jy sleg voel en hulle verlig as die kuier klaar is. As jy terapeut is dit so 'n bietjie wat mens doen. Maar as vriendskap, wees kieskeurig na wie en waarna jy luister. Ook op die radio en die TV. En dan kom ons uiteindelik by die oë. Ja, oë is ontsaglik belangrik, want die oë weerspieël jou innerlike. Hy blink oë sê vir ons, hy glas nie half vol nie. Daai glas is nie half leeg nie, daai glas is half vol. En dowwe oë en fronse en hang mondhoeke sê vir jou, daai glas is amper leeg. Nee, hy is nie. Hy is nie een van die twee nie. Hy is hoe jy kies. Nie jou gene nie, nie jou verlede nie, maar hoe jy kies om iets te sien. Dankbaarheid. Ek is dankbaar vir die wonderlike geleentheid om te kom kuier by julle. Ek is ongelooflik dankbaar vir die werk wat julle in julle gemeenskappe doen. Ek is dankbaar vir die werk wat julle en julle nabyheid en julle toeganklikheid en julle gesinne, want elke gesin is die hoeksteen van 'n gemeenskap. En stewige gesinne maak 'n stewige gemeenskap. En 'n stewige gemeenskap maak 'n groot verskil in hierdie wonderlike land van ons. Dankie vir wie jy is. Dankie vir waar jy heen gaan. En ons stuur sommer vir jou 'n lys met bewegings en skakels na YouTube video's toe wat jy kan gebruik as jy iets in jou lewe wil verander. Dink wat dit is wat jy nie wil hê nie. Dink wat dit is wat jy in plek daarvan wil hê. Ek wil nie meer knorrig wees nie. Ja, maar dis nie 'n doel nie, want jy gaan aanhou knorrig wees want jou brein hoor knorrig. So as jy sê ek wil nie knorrig wees nie, dis fyn. Nou as jy bewuslik onbevoeg om vriendelik te wees. So hoe wil jy wees? Vriendelik. En dan kies jy vir jou 1 of 2 mindmoves bewegings op daai lys en dan doen jy dit terwyl jy dink
aan die gewoonte of die gedrag wat jy wil kweek. Ek sien uit om weer by julle te kuier op 'n stadium en eintlik sien ek ongelooflik uit om te hoor wat julle uit hierdie aanbiedings wegneem en wat kan ons nog oorgesels in die toekoms? Ek waardeer vir jou, jy is spesiaal. Daar is niemand op hierdie aarde soos jy nie. Hou op om soos enige iemand anders te probeer wees. Hoekom wil jy dit doen? Jy is uiters spesiaal, net soos jy is.